As 'n Potchefstroom en welkom by nog 'n episode van Stroom Stories en vandag se gaste is Dr. Onna Janse van Rensburg en asook haar kollega wat saam met haar is Jenny Lee Smith. Nou hulle is van die Teachers Wellbeing en ek gaan 'n bietjie vra dat hulle net so 'n bietjie van hulle self agtergrond gee waar hulle groot geword het, wat hulle doen en dan gaan ons inspring by die vandag se storie. Nou dokter, as ons sommer by jou kan inval. Goeiemôre, baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Ja, ek is 'n boerdogter, 'n boer se dogter. Ek het groot geword tussen Vredefort en Veenskroon. Wonderlike kinderdae op die plaas gehad, plaasskool gegaan, hoërskool, volksskool en toe gekom, onderwys gestudeer, 9 jaar skool gehou, toe onderwys college toe en 2001 toe Kader Asmal al die onderwys colleges toemaak, het ons deel geword van die universiteit. En toe moes ek maar alles doen wat van my verwag word, swart en nog swart en studentebegeleiding, gemeenskapsdiens, maar ek was baie bevoorreg, dit was wonderlike werksjare, nou is ek afgetree en hierdie vereniging is begin met geld van gemeenskapsdiens wat ek oorgehad het en wat my destydse direkteur Prof Herman van Vuren my toegelaat het om verder in die gemeenskap in te ploeg, naamlik die gemeenskap van die onderwysers in en om Potchefstroom en sover as wat die boodskap uitgaan vir elke byeenkoms. Jessie, okay. Jenny Lee. So my naam is Jenny Lee Smith. Ek het aanvanklik hier in 2005 in Potchefstroom aangekom as 'n student. Ek het eers bemarking en sielkunde geswat en so het my paadjie gekruis met die onderwys. So ek het my honeurs in opvoedkundige sielkunde gedoen en toe my HOD, die NGOS gedoen en daarna het ek skool gegee vir 8 jaar as onderwyser en in daai tyd het ek gesien ons groot struikelblokke wat leerders ervaar en ek wou hulle regtig op 'n meer persoonlike wyse help en so het my pad gekruis met Mind Moves. So ek het gaan opgelei geword as 'n ontwikkelings- en leerspesialis en van 2018 af het ek my eie praktyk hier in Potchefstroom waar ek nou as 'n ontwikkelings- en leerspesialis praktiseer. Jessie, dis nou nice. Nou, julle het vir ons so 'n raampie gebring met 'n pragtige foto nou hierso en julle moet nou vir die kykers ook net 'n bietjie verduidelik wat presies hierdie foto nou behels. Ja goed, baie dankie. Weet jy, die Vereniging vir Welstand in skole gaan oor die welstand van onderwysers en kinders en eintlik ook ouers. Ons het tot nou toe nog nie baie ouers by geleenthede gehad nie, maar behalwe as die onderwysers natuurlik self ouers is. Maar welstand is 'n begrip wat eintlik die totale mens en die totale kind omsluit. Of jy nou fisies, emosioneel, sosiaal, ekonomies, kognitief, linguisties, dis 'n pakket. En alreeds voor Christus het Aristoteles, die Griekse filosoof, gesê dat die geheel is belangriker as die dele. So hierdie pragtige prentjie is resoneer baie goed met ons logo wat sê ons bevorder welstand. Die kunstenaar het vir my gesê toe ek vir hom vra wat beteken hierdie prentjie. Ek gaan nou ietsie sê van die kunstenaar, maar toe het hy gesê we take hands and we walk in the light. So dit is presies wat ons probeer doen. Ons vat hande met die ouer en onderwysersgemeenskap en ons probeer lig en hoop bring. En soos ek sê, hierdie prentjie resoneer baie goed daarmee want daai mannetjies vat hande en die lig wat deur hulle bene skyn beteken soos ek sê die kunstenaar het gesê dit is because we all walk in the light. En dan net ook in hulle kultuur hierdie tiktakkies hierso, daai goedjies wat ons maak vir skrifvoorbereiding beteken ook unity of eenheid. So dis maar waaroor die vereniging gaan. Ons probeer eenheid met onderwysers en ouers en volgens wat die onderwysers vir ons aandui as hulle behoefte probeer ons byeenkomste reël waarna hulle dan uitgenooi word om te kom. Jessie. Nou, jy's nou op 'n punt geraak by inkomste wat jy probeer reël. Ek weet daar's een nou binnekort op pad. Kan jy ons 'n bietjie meer inligting gee oor dit? Ja, ons is nou 'n hele aantal jare aan die gang en ons het aanvanklik 2 byeenkomste gehad en sommige jare 1, natuurlik in 2020 geen as gevolg van COVID. Ons vra aan die einde van 'n byeenkoms gewoonlik wat is julle behoefte?
en dan dui die juffrouens vir ons aan en dan kry ons nou sprekers oor die spesifieke onderwerpe wat hulle aandui. Maar ons is nou eintlik hier vandag om vir julle te vertel van ons volgende byeenkoms wat op die 21ste Junie hier plaaslik by die Willows Garden Hotel aangebied gaan word en wat ons regtig bevoorreg is om regtig uitmuntende mense te hê, onder andere Heitjieberg, waaroor ek persoonlik verskriklik opgewonde is, want hierdie ouens vra nie klein geld vir byeenkomste nie en hy het ons ongelooflik tegemoet gekom vir hierdie byeenkoms. Maar met die tyd het ons agtergekom en veral post-COVID is dat die onderwysers in hulle self eintlik nie gesond is nie. Baie is op antidepressante, baie word afgesit weens werksdruk. En toe het ons besluit, weet jy, kom ons bederf die juffrouens. Kom ons bied 'n byeenkoms net vir hulle en daarom is hierdie ene se tema focusing on the well-being of teachers. Maar Jenny Lee gaan nou vir julle mooi daarvan verduidelik oor al die sprekers wat ons vir die dag gekry het. Ja, so ons het 'n hele reeks van sprekers en elkeen is daarop gefokus op verskillende dele van die onderwyser se welstand. So ons gaan afskop met Dien Ross van Dienstduikor en hy gaan vir ons die dag op 'n gepaste wyse open. En ons het ook sy arm gedraai dat hy vir ons 'n liedjie sing. So ons hoop dit Hoe gaan hy sing? Ons hoop so. Ja, My dan genade. gaan ons saam sing. Ja, dat sou sommer saam. Ja. So ons sien uit na dit dat hy vir ons op 'n gepaste wyse die dag open. En dan een van ons hy is ons eerste spreker en dan die tweede spreker is Ezekiel Mabote wat die kunstenaar van ons logo is. Wow. So hy kom al die pad van Durban af deur. So hy is oorspronklik van Mosambiek en hy's groot geword in Maputo en hy is van 1998 af hier in Suid-Afrika om sy lewe as kunstenaar hierso te bemark en uit te leef. Hy het tans 'n kunsgalery op die Ushaka internasionale lughawe waar hy sy eie kunsgalery het. So ons sien uit hy bring van sy kunswerke saam en die hele idee van die kunste is as deel van ons viering van ons 10 jaar bestaансjaar. Kan ek Ja. net gou hier inkom? Asseblief dokter. Ek het die prentjie gekoop en hom agterna laat raam, maar agterop het hy geskryf, I Ezekiel Mabote, the artist, I give permission to Dr. Ona Jansen van Rensburg to use this picture or artwork for the logo of the Association for Wellness in Schools. This artwork is a symbol of unity, light, walking or dancing together around the light, we are the world. En toe ek die dag die prentjie koop, het ek vir hom gesê, one day I'm going to invite you to one of our meetings. En dit is nou, one day gaan dan die 21ste wees. Ja, so ons sien regtig uit na Jessie. dit en Wat voorreg. in sy spreekbeurt gaan hy kom praat oor my journey through art. Okay. So ons sien baie uit na daai kunstige deel wat hy gaan bring. En dan het ons vir Rudine Ferreira, sy is ook een van my kollegas, sy is ook 'n Mind Moves ontwikkelings- en leerspesialis, maar sy is ook 'n babagym instrukteur. So sy het oorspronklik is sy gekwalifiseer as 'n onderwyseres, grondslagfase en voorskool, maar sy is ook nou al vir die afgelope oor 'n dekade lank betrokke in die remediering van kinders. So sy ken die onderwys opset. So sy kom van Botawil af, hulle boer net buitekant Botawil en sy het self 3 kinders. So sy ken die hart van mamma wees, van juffrou wees, van vrou wees, van besigheidsvrou wees wat lewe wil balanseer. En Ja. sy kom praat met ons oor hoe om te beweeg van oorleef af na leef. So hoe om daai balans in te bring. En dan het ons vir, laat ek net gou seker maak op my notas, laat ek nie iemand uitlos nie, David Oelofse is 'n opvoedkundige kenner. Hy was self 'n onderwyser gewees, hy was 'n voormalige hoof, maar ook 'n dosent wat deel was van praktiese onderwys hierso by die NWI. En hy gaan kom praat oor mentorskap in skole, spesifiek met die fokus op die welstand van onderwysers.
So hy is self 'n pa van 5 kinders en 'n oupa van 10 kleinkinders, waarvan van in die buiteland is en van hulle hierso, en dan een van sy kinders is de Klerk Olofse, wat die aanbieder is van Kyk Wie Praat. Ja. Goed, so ons sien uit dat hy bietjie met ons kan praat vanaf die skool opset, hoe om onderwysers te mentor en te kyk na die welstand van onderwysers in die skool opset. En dan het ons vir professor Marius Smit. Hy is 'n onderwyskenner by die fakulteit van opvoedkunde by die NWI. En hy gaan ons paneelbespreking lei. So die paneelbespreking wat Dr. Ona van gepraat het, waar ons regtig wil hoor wat is die kwessies van die onderwysers. So wanneer die onderwysers daar aankom, wil ons graag hê dat die onderwysers enige kwale wat hulle het, of soos Dr. Ona het genoem van die klippies in hulle skoene, dit wat pla, die goeders wat onderwysers regtig oor vra het, gaan ons dat hulle anoniem vra invul en dit in die boksie sit. Okay. En dan handig ons dit oor aan die paneelbespreking, so waar professor Marius Smit dan die paneelbespreking gaan lei, gaan hulle hierdie kwessies hanteer. So David Olofse, wat die onderwyserkenner is, hy is ook op die paneelbespreking, sowel as 2 ander ervare onderwysers wat tans in die onderwys is, en hulle weet as mens kan sê, die ins and outs van hoe die onderwyser, hoe onderwys werk, en waar die kinkels in die kabels is, en so aan. En hoe die sisteem tans werk, waar hulle swaar kry, laat hulle regtig uit 'n eerstehandse ervaring kan praat op die paneelbespreking. So, ekskuus, is er nog gegaan? Nee, Okay. dit is net daai. Ja, nee? eintlik Hytjie. O ja, natuurlik, en Hytjieberg. Ja. So, Ja. Hytjieberg dis 'n voorreg dat hy deel van ons sprekers kan wees. Ongelukkig nie in persoon nie, maar dit gaan 'n lewendige aanbieding wees oor Teams, waar hy met ons gaan kom praat. Sy tema wat hy gaan praat is aanstak by lewe. Okay. So, hoe om jou lewe te aanstak. En hy gaan regtig uit sy lewensreis en sy ervarings wat hy al gepraat het, net 'n boodskap van hoop bring. En daar waar mense dink hulle is stak en verandering is nie moontlik nie, kan hy vir ons daai net 'n inspirerende boodskap bring. Natuurlik, ja. Ja, eintlik gaan ons program dan tot 1:00 en dan is dit nou die paneelbespreking is tot 1:00 en dan sit nou etenstyd. En dan die mense van buite wat wil dan net Hytjie se ding bywoon, kan ook volgens ons gegevens op ons uitnodigings kan hulle registreer en R200 betaal vir sy aanbieding, en hulle kan dan maar net na ons ete kan hulle net invaseer. Ek het gereël met die hotel dat daar genoeg sitplek sal wees. Maar daar is maar 'n beperkte aantal. Ons vertrou daar gaan genoeg mense kom, want hy is mos maar baie bekend en ek self is mal oor Hytjie. Ek mis hom nêrens sê as hy hier by Aardklop is nie, want hy het vir my so deur al die dieptes en hoogtes van die lewe al gegaan. Ek bedoel, hy sê baie gereeld op sy aanbiedinge, hy was in graad 2, toe sê sy juffrou vir sy ma, hy gaan eendag in die tronk land, en hy het in die tronk geland. En dan ook, ons ken almal sy geskiedenis, maar wat ek vir hom gesê het, toe hy ingewillig het hy was eintlik die dag vas, toe het hy gesê, hoe laat? Toe sê ek, jy sê vir my, ons pas by jou aan, en so kon ons hom toe inpas vir 2 daai middag. En ek het vir hom gesê, baie mense ken jou lewensverhaal, maar kom bring net vir hierdie mense hoop. Bring net, want jy's nou op so goeie plek. En hoe dit gevat om daar te kom, en ja, soos ek sê, bring net hoop vir hierdie mense, wat dalk op moed verloor is, en soos Jenny sê, dat jy, as jy gedink het, jy kan nie meer nie, daar is, soos die Engels sal sê, ways and means, om bo uit te kom. Ek dink 'n boodskap van hoop kan nooit onderskat word nie. En ek dink vir wat ek kan aflei is dat hierdie is 'n geleentheid vir onderwysers, onderwyseresse om met vrymoedigheid ook te kan kom. En kwale, bekommernisse, miskien selfs frustrasies te kan deel, maar met vrymoedigheid, maar ook met daai anonieme kant aan dit, om te sê, jy weet,
ek gaan my kwessies deel, maar ek voel veilig om dit te kan deel. Ek Ja. gaan nie vervolg word as ek Ja. iets deel wat my frustreer of my pla of my bekommer nie. Ja. En dit is 'n goeie geleentheid en ek wil vra op dit, is hierdie 'n eenmalige geleentheid per jaar of ek dink julle het nou aan die begin so 'n bietjie geraak aan dit. Of beplan julle om dit meer te doen, miskien kwartaalliks vorentoe? Wat is julle planne vir dit vorentoe vir die jaar? Ja, soos as Jenny gesê het, daar gaan 2 bokse wees by die opening. Gaan ons sê hier kan julle julle kwelvrae insit vir die paneelbespreking. Hier kan julle voorstelle vir die pad vorentoe insit en onderwerpe wat julle graag aangespreek wil hê. Ek persoonlik gaan ook 'n paar goed noem wat ek maar dink en wat ek met die tye ervaar het, redelik aktueel is. En die een is, soos ons almal weet, die lees van kinders. Dat ons klubs of verenigings by skole, ek het nou eendag vir 'n juffrou vir iemand gesê by 'n skool, al sê mens net elke kwartaal met elke kind 'n boekie bring en die boekies word vir die kwartaal gesirkuleer onder hulle. Of probeer weer die skole wat nie meer biblioteke het nie, wat baie is, probeer weer 'n biblioteek lokaal ergens inrig waar kinders Miskien terwyl pauses kan sit Ja, en ja. lees. Ja, ek het altyd toe ek nog skool gehou het, by Kyk-en-Kraai gesê, elke kind voel nie elke dag lus om buite te gaan speel nie. So ons het altyd, of het kinderspeelgoed en 'n lokaal gehad waar daar boekies en musiek is, waar as jy nou nie die dag, dis is vir die wind en weer buite nie, of kan jy nou daar rustig gaan wees en daar was 'n juffrou gewees. So daar's baie idees wat 'n mens kan wissel, maar ek dink dit is die statistieke word altyd aangehaal, maar my vraag is, wat doen jy daaraan? Ja. Dit help nie om statistieke bly aan te haal in navorsing en artikels en verder gaan dit nie. Ek is 'n doener. Ek wil hê daar moet iets gebeur rondom dit wat die statistiek wys wat verkeerd is. So dit is een ding wat ek aangedink het en dan die komitee weet ek het hierdie begeerte om 'n webbladsy te hê waarop ons of dit kindige artikels kan plaas en waar ons poste miskien wat beskikbaar is, jy weet 'n tag kan hê waar mense dit kan bekend maak of projekte waarby skole kan inskakel soos hierdie leesbevordering of omgewingsbewustheid. Ek het ook 'n passie oor hierdie omgewingsbewustheid want ek dink nie almal in die wêreld verstaan die vloede en die brande en die oorstromings en die droogtes het alles te doen met die omgewing wat ons nie bewaar nie. So ek dink as 'n mens die kinders van kleins af daarvan bewus maak, kan dit 'n bydrae lewer tot almal se welstand en welsyn. Of herwinning of gemeenskapsbetrokkenheid. Ek bedoel, ek dink klein kindertjies kan al begin uitreik en nie in hulle eie konnetjie van ek's belangrik vir myself en dis waar dit eindig nie. Maar dat mens uitreik na ouer huise toe of mense wat swaar kry en nie net op Mandela Dag nie. Ja. Yes, ek moet sê ek is nogals jaloers op tieners vandag by die skool in die opsig. Ek sien al hoe meer hoe skole klein kafeterias en goed oprig waar dit nie beskikbaar was toe ek as kind op skool was nie. En dis so as ek nou skool toe kan gaan, weet ek kan kafeteria toe gaan en ek kan vir my 'n latte gaan bestel. Ek kan in 'n lokaal gaan sit. Ek hoef nie net buite te wees nou nie, want daai was kinders is net buite. Nou kan ek binne iewers gaan sit, rustig my koffie drink en ek sal actually 'n boek ook kan gelees nou. Ja. So ek dink die fasiliteite is daar's net nie 'n inisiatief of iemand om dit te dryf nie. Ek dink dis waar die lack amper nou is. Ja. Maar nou moet ek vir julle ook nou vra, so hoe kan onderwysers verder betrokke raak of selfs skole as 'n skoolhoof miskien hoor van hierdie en hulle wil weet maar kan ek 5 onderwysers se kostes borg en hulle stuur? Hoe gaan skole kan kommunikeer met julle of in kontak kom met julle? Is daar kontakbesonderhede, e-posadres, want daar's nou nog nie 'n webwerf soos jy genoem het nie. Maar wat is tans daar sodat mense kan uitreik? Ek wil ook net vir die kykers noem dat op die caption is al reeds van die nommers en e-posadresse wat julle van kan gebruik maak. Maar as julle miskien kan is dit aanvaar vrymoedig vir hulle om julle te kontak enige tyd van die dag. Dan sê ek wil graag meer uitvind, kan ek meer inligting kry oor die volgende event miskien dat julle ons op hoogte sal hou dat ek miskien 3 of 4 van onderwysers kan stuur. Is so ietsie moontlik vir skole?
O ja, dit sal baie wonderlik wees. Ons het al in die verlede gehad dat 'n skoolhoof sê maar 5 of 7 mense stuur waaroor ons verskriklik dankbaar is. Want ons het nou nog nie in hierdie gesprek het dit nog nie uitgekom nie, maar ons is 'n NPO, so ons is 'n nie winsgewende organisasie. Ons maak nie geld nie, ons oorleef net. Ons probeer sien wat is die juffrou se behoefte vir 'n volgende geleentheid. Ons probeer kundiges kry, ons probeer 'n lokaal kry, 'n venue wat alles geld kos. En dan probeer ons 'n verdeling maak om die kostes te bepaal wat miskien verskriklik baie klink. R350 klink miskien verskriklik baie vir die 21ste se byeenkoms, maar meer as die helfte daarvan gaan net vir versings. En dan niemand doen niks verniet nie. Die mense wat kom aanbied moet betaal word. Hulle moet hierheen ry en so aan. So ek het lankal vir die komitee genoem, ons moet eers 'n plan maak om ons finansies beter te maak sodat ons die bedryf beter kan maak. So ek dink 'n mens kan noem dat mense as individu as 'n lid kan aansluit en dan sekere voordele kry, sê nou maar toegang tot die artikels op die webbladsy, of as 'n skool kan aansluit en ja, sekere voordele dat as hulle sê nou maar meer as 3 stuur, dat die 4de een byvoorbeeld gratis kan kom, of ja, ons moet dit maar op die tafel sit tydens die afsluiting op die 21ste en dan moet die mense maar planne op die tafel sit en ons sal dit van daar af vat. Ja. Ek dink die groot ding is as mense of onderwysers of skole nie uitreik na ons toe nie en nie vir ons hulle behoeftes vertel nie, kan ons dit nie aanspreek nie. En ons is juis die vereniging vir die welstand van skole. Ons wil 'n platform skep waar onderwysers kan bymekaar kom en vir ons sê ons het hierdie behoefte of ons het hierdie behoefte en dat ons kan kundiges kry of mense wat spesialiseer in areas om dit te kan aanspreek en geleenthede te kan skep vir mense om saam hande te kan vat of idees te kan deel. So ons wil regtig mense uitnooi en sê kom woon hierdie by, kom word deel van die vereniging en laat ons regtig kan hande vat en 'n verskil kan maak in die skole. Ja, natuurlik, mense wil ook, jy weet, gaste hê wat kom spreek oor kwessies wat relevant is vir vandag, wat onderwysers vandag ervaar. Ja. Want so 'n skoolprogram is nogals vol. Baie vol. As onderwyser dink ek deesdae het jy nie net die rol van klas gee nie, die rol van sport wat jy in sekere goed ook met afrig betrokke wees. My broer byvoorbeeld is onderwyser en in die begin van die jaar het hy amper nie grond gevat nie, met 'n klas gee en dan in die middag of naweke is dit op busse klim en dan weer as dit rappie of is atletiek en dan kom hulle weer, so hulle ry vroeg die oggend weer die Saterdag of selfs die Vrydagmiddag en dan kom die Sondagmiddag of die aand terug. En dan ek soos, jy moet seker na Maandag weer werk. Dis ja, as ek maar jy sien my selfe kinders wat jy Maandag tot Sondag gesien het nou weer môre. Ja, as ek okay. En dan is daar die illusie dat onderwys net 'n halfdagpos is en dit is glad nie. En baie vakansies het. Ja. Ja. Op toere met die kinders, met die sport. Ek wil net sê dit daar's daai skoolvakansie vir die kinders, maar vir die onderwyser is dit miskien admin opvang of weer voorberei of soos julle sê ook nog op toere het wat hulle moet gaan. So dis uitdagend en ek dink is uitputtend ook. So ek dink om 'n boodskap van hoop te ontvang eerstens is altyd goed. Tweedens om nuwe kennis te kry om hoe jy jou gedagtes kan hernie, verskerp of verbeter met huidige uitdagings kan altyd ook effektief wees. Want daar's uitdagings altyd, maar die manier hoe ons oorkom of die manier hoe jy oor 'n hekkie spring, jy weet, daar's altyd verbeteringe. En ek dink dis noodsaaklik vir konferensies soos hierdie om dit moontlik te maak vir onderwysers. En ek dink met 'n webwerf wat ek nou vinnig gedink het nou dit kan so effektief werk vir skole om te kan sê dat as 'n skool as 'n organisasie kom ons noem dit maar 'n tipe van 'n login het. Dat die onderwysers van daai skool toegang het tot die artikels, maar dat skole sal aansluit as 'n instansie self en dat skole 'n unieke kode amper gee aan die onderwysers om sê hier is die kode, gebruik dit tot julle eie beskikking, tot julle in julle eie tyd om seker te maak dat julle kan op hoogte bly met nuwe artikels wat julle bekendstel. So op so 'n manier kan die skool ook op 'n indirekte wyse eintlik vir onderwysers en onderwyseresse daai tool gee van hier is 'n webwerf wat julle kan gaan raadpleeg. Maar soveel meer hou die webwerf ook dop vir volgende event wat julle het. En dan dis nog 'n lekker geleentheid vir onderwysers. En mens kan goeders oplaai van vorige byeenkomste, skryfreekse
en dan advertensie vir toekomstige. Ja. Ja, Ja. dit kan goed werk. Dis ons droom. Wat Dis sê? hoe ons ons droom. werk. Solank jy droom is dit altyd goed. Ja, droom en hoop het Yes, en verseker. hoop bring. Ja, Ja. ek dink dis altyd goed, Ja. selfs vir 'n gemeenskap. Ja. So, Nou, ja, ekskuus Ja. as ek net 'n laaste ding Ja. gaan noem met ons byeenkoms. So die hele doel is ons kan nie op die oomblik dit help nie jy veg teen iets wat jy nie kan verander nie. So ons kan nie op die oomblik die stelsel verander nie, maar jy kan daai hoop by die onderwysers bring en jy kan hulle manier van hulle gedagtegang verander. En as jy vir hulle so hulp kan gee en hulpbronne kan gee om hulle hande sterk te kan maak, dan beteken dit onderwysers kan langer in die onderwys bly. En kinders beter ondersteun ook. Ja. Want die gemoed van die onderwyser het 'n invloed in die klaskamer en op Verseker. die kinders. Verseker. So ja, ons wil regtig, dis regtig ons doelwit is om die onderwysers te ondersteun. Onderwyser wat gelukkig is gee nie baie huiswerk nie. Dis 'n feit. Dis 'n feit daai. Ja. Ja, ek dink ook 'n mens moet ook vir hulle deur die vereniging, ons het al in die verlede toe Choco nog bestaan het, ek weet nou nie of mense advertensiegoeders nie, dis nie 'n advertensie nie, maar toe die Choco winkel nog bestaan het ons een keer dat sy 'n kreatiwiteitswinkel aanbied, Lee. Maar wat ek wil na toe terugkom is om vir hulle meganismes van oorlewing, soos kreatiwiteit, of soos in die natuur wees, of soos lees, of me-time, maar dat die juffrou wat al hierdie balle in die lug moet hou van, soos Jenny nou gesê het van Rodien, jy's 'n ma, jy's iemand se vrou, jy's 'n persoon in eie reg, jy's 'n onderwyser, jy's 'n kollega, jy het dalk nog ouers wat leef en jy weet, om al daai balle in die lug te hou dis regtig taai vir jong vir enige onderwyser of vir enige werkende persoon in vandag se dag. Maar na COVID het ek gesien byvoorbeeld selfs in interieur het hulle byvoorbeeld hout baie teruggebring en kleure en groen. Want almal het so behoefte gehad om uit te gaan. En nou bring hulle dit op 'n ander manier in. En het ons ook geleer met COVID se tyd dat daar is genesing om buitekant te wees, om net onder 'n boom te sit, om net in die oomblik te wees en die voeltjies te hoor of die water te hoor of net aan niks te dink nie of niks te doen nie. Maar om te weet daar is goeders wat ons kan doen om onsself gesond te hou en gesond te maak. Weg van tegnologie af. Weg van tegnologie. Of minder. Ja. Maar ek dink op 'n laaste noot as julle dalk net weer vir ons kan inligting gee oor die opkomende geleentheid wat nou is, die tyd, wanneer dit is en hoe iemand julle kan kontak. Is dit nou net die WhatsApp, die kontaknommer en dan die e-posadres. Ja, so ons die byeenkoms vind plaas Saterdag, die 21ste Junie, Okay. By die Willows Garden Hotel. Okay. En die registrasie begin 8:30, 8:30 die oggend en dan begin ons eerste spreker 9:00 die oggend. En dit is tot 3:00 in die middag geskeduleer en dan die wat net Aitjie Berg se se spreekbeurt wil kom luister kan van 1:30 af. Kan hulle by die Willows Hotel aanmeld. En so dan nou wanneer jy wil, as jy belangstel om deel te neem, het ons sal vir julle 'n link gee waar jy kan gaan registreer. Okay. En dan kan jy net die betaling ook oordoen. So as jy die hele dag wil bywoon, is dit R350. So dit sluit in koffie en tee, verversings, middagete. En dan saam met dit is daar gelukkige trekkings wat ook gaan plaasvind. Ja, So okay. ons gaan, dit het ons ook nog nie genoem nie, so behalwe vir die kunste wat uitgestal gaan wees, gaan daar ook uitstallers wees. Ja. Wat klomp verskillende goedjies, ons sê bederfgoedjies verkoop. Vir tot- vrouens. Vir vrouens spesifiek en dan nou ook sommer boeke ook verkoop daar, so daar gaan lekker uitstallings ook wees en elkeen van die uitstallers gee iets van hulle stalletjie wat ons as deel van die gelukkige trekkings gaan gebruik, wat hulle daar kan uitstal. So as hulle belangstel, kan hulle net registreer op die link en dan die betalings, die bankbesonderhede is ook op ons program vir die betalings. So as hulle ons wil kontak,
kan hulle vir Dr. Ona haar telefoonnommer ook kontak, of ons het 'n e-posadres ook, is avs.inschools@gmail.com, maar ons sal al daai besonderhede gee. So hulle kan gerus 'n e-pos stuur, of hulle kan WhatsApp, of hulle kan skakel, en vir enige verdere besonderhede. Ja, okay. Moet ons weer inligting oor die uitstallers gee, of is dit nie nodig nie? Ek dink dit is nodig, dis 100%. Ek sal net graag wil sê, die een uitstaller wat ek gekry het, is 'n vrou wat boekies verkoop aan skole. Leesboekies, en dan ook gradeer sy haar boekies, en ek het reeds spesifiek met haar gepraat oor die idee van die leesbevordering. Sy hou byvoorbeeld uitstallings van gegradeerde boekies. Hierdie boekies pas net by graad R, hierdie net by graad 1, 2, 3 en 4. Sodat as ons hierdie idee begin sirkuleer van dat klasse in beweging kom met boekies aankoop, en op die manier biblioteekies, klasbiblioteekies of uiteindelik skoolbiblioteekies hervestig of vestig, dan het sy nou voorraad en ook, soos ek sê, die gradering, wat almal nie eintlik altyd weet nie, watter boekie pas by watter Dis 'n belangrike punt daai. Graad nie. Ja. En dit gaan van graad 1 af, graad R, 1, 2 en 3, maar daar is ook 4, 5 en van die groter, want wat ons nou nog nie gesê het op hierdie stadium is, die vereniging is eintlik gefokus op kinders van 0 tot aan die einde van graad van die laerskool. Okay. Hoewel hierdie byeenkoms is vir enige onderwyser, want dit is nie fase spesifiek nie, dit gaan oor die welstand van die onderwyser. Maar die vereniging as sulks se fokus is nie hoërskoolvakke nie, maar meer van geboorte tot aan die einde van graad 7. Ja. Tjoe. Goed. Dankie julle. Dankie vir jou. Dankie dat julle gekyk het. Dr. Anna Janse van Rensburg, as ook Jenny Lee Smith, wat vir ons gaste was vandag. Ons bietjie meer kom vertel het van wat hulle doen. Kyk ook uit vir die konferensie wat binnekort gaan plaasvind. Wees daar, boek jou kaartjie, daag op, drink bietjie saam met hulle koffie, neem 'n foto of 2 en dan gaan ons julle daar sal sien. As op Potchefstroom sien julle weer donderdag selfde tyd, selfde plek.